Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so. En dan wil ek u ook herinner nog steeds aan ons boek aan Die Hart van Duisternis deur Joseph Conrad wat vertaal is in Afrikaans deur Francie Phillips. So lyk dit. Dit is 'n baie interessante klassieke werk wat vir die eerste keer in Afrikaans beskikbaar is en regtig die moeite werd is om te lees as jy belangstel in die koloniale Afrika, maar ook soveel dinge wat nog in ons eie tyd ook uitspeel. En dan is die onderwerp van vandag, Kieleboer is geen anti-apartheidsliedjie nie. Want ek het so 'n bietjie begin dink weer eens, ek het al voorheen nou onlangs daarna verwys en daar was natuurlik die meningsopname wat bevind het dat meer as die helfte van die mense in die land wil nie hê dat hierdie liedjie gesing word nie. Maar as 'n mens nou gaan kyk op die internet, daar's op enige bladsy op Wikipedia en in etlike artikels in die Engelse media in Suid-Afrika en ook selfs internasionaal in die Britse media veral, dan sien 'n mens dat dit word aangebied, hierdie is eintlik 'n anti-apartheidsliedjie. Maar dis nooit tydens apartheid sogenaamd gesing nie. Ek het toe 'n stelling hierso gemaak op X wat ek graag met u wil deel. Ek het vroeër vandag geskryf, ek sien die EFF het Kieleboer voor die hekke van Kleinfontein gesing. Hier is makabere dinge in Suid-Afrika aan die gang. Hoe kan jy na 'n woonbuurt opruk waar lede van 'n minderheidsgroep woon en sing dat jy hulle wil doodmaak? Dan is daar nog die leuen dat Kieleboer 'n anti-apartheidsliedjie was en wat dit daarom in 2025 sou regverdig. Daar is nêrens in Engels enigiets op die internet wat nie die stelling in die eerste reël bevat nie. Maar Pieter Mokaba het dit in die vroeë 1990s begin sing toe apartheid reeds verby was en de Klerk besig was om die mag aan die ANC te oorhandig. Indien enigiets verteenwoordig Kieleboer dus die volkslied van die nuwe Suid-Afrika wat die onverdraagsaamheid, rasisme, diskriminasie en haat van die bestel uitdruk. Met apartheid het dit net mooi niks te maak nie. As mense die woord apartheid hoor, kry hulle lyk my 'n breinfloute en kan nie meer helder dink nie. Ja, ons kan sommer nou hierdie video wat nou sirkuleer oor hierdie verskyning by van die EFF by Kleinfontein. Ja, daar sien nou. Kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer, Southwest Kitchen, thank you fighters, Dit demonstreer vir ons hoe die liedjie so genoem eenvoudig net in ons eie tyd uitgebuit word om verdeeldheid te saai, as ook om natuurlik die agenda om grond te gryp, as ook om die Afrikaner te verkleineer en eintlik dit is 'n vorm van volksmoord wat aan die gang is hierdie teen die Afrikaner. Daarom word dit gesing by Kleinfontein en Orania in sulke tipe plekke. Nou, ek het toe gaan kyk, wanneer presies het hierdie ding begin registreer? En dis waar dat Pieter Mokaba, wat destyds die leier van die ANC jeugliga was, hy het dit so in die vroeë 90er jare gesing, so bietjie. Maar soos ek daar stel, dit was nie tydens sogenaamde apartheid gesing nie, nêrens nie. Dis nie 'n apartheidsliedjie of wat enigiets met apartheid te maak het nie. Dis 'n liedjie wat onder meneer de Klerk en tydens die sogenaamde oorgangsfase ontstaan het. Maar hierso in 2003 rond, is 'n interessante artikel van wat in IOL of seker in die Star en al die destydse independent groep koerante verskyn het.
En ek het dit hierso opgespoor en kom ons kyk net gou daarna. Partye verenig teen Mokaba se haatspraak. Dit was in 2003. En toe, in 2003 het die Menseregte Kommissie dit destyds tot haatspraak verklaar. Met ander woorde, ons het gegaan van 2003, toe dit haatspraak was, tot nou in 2025, waar die Grondwethof, die land se hoogste hof, verklaar het, dat dit vryheid van spraak is. Dis wat nou gebeur het. Nie onder apartheid nie, maar nou onder, mense praat van post-apartheid, of demokrasie, onder sogenaamde Afro-demokrasie, het hierdie liedjie na vorentoe gekom. Nou hierso, in 2003 sê hulle, partye verenig teen Mokaba se haatspraak. 3 politieke partye het kommer en verontwaardiging uitgespreek oor die gebruik van die slagspreuk maak die boer dood by die begrafnis van die ANC-LP Pieter Mokaba. Die Afrikaner Eenheidsbeweging het Sondag aand sy stem by die Demokratiese Alliansie, DA en die Vryheidsfront VF gevoeg, beswaar gemaak teen die gebruik van die slagspreuk en dit as haatspraak veroordeel. AEB-leier Cassie Oukamp het gesê sy party sal die gebruik van die slagspreuk na die SA Menseregte Kommissie verwys. Hy het gesê die slagspreuk wat deur Mokaba gewild gemaak is voorheen na die kommissie verwys vir 'n besluit oor of dit haatspraak was of nie. Die kommissie het destyds bevind dat dit nie haatspraak was teen die politieke agtergrond van daardie era nie. Oukamp het gesê die kommissie sal die vraag moet beantwoord of die slagspreuk gesien in die huidige politieke konteks steeds nie haatspraak was nie. Hy het gesê wat hom nog meer bekommer is die feit dat president Thabo Mbeki teenwoordig was by die begrafnis waar die slagspreuk gesing is en blykbaar niks gedoen het om dit te keer nie. Hy het gesê die AEB sal die onderwerp ook in die parlement opper tydens Mbeki se begrotingsstemming hierdie week. Die VF het ook beloof om 'n klag by die SAMRK teen die ANC in te dien. Die VF-leier Pieter Mulder het die ANC se leierskap van dubbele standaarde beskuldig, wat die veroordeling van rasisme betref. In sy reaksie het DA-leier Tony Leon die regering se versuim om te reageer skerp gekritiseer. Leon het gesê boere word teen 'n verskriklike tempo vermoor. Verlede jaar alleen is meer as 900 plase aangeval en 140 boere vermoor en die regering het niks daaraan gedoen nie. Nou sien ons nou dat hierdie liedjie het eintlik toegeneem. Hier van 2010 af het Malema begin om dit te sing. Eers toe hy nog leier van die ANC Jeugliga was en toe agterna vandat hy sy eie party verkry het, hy het begin sing. In 2011 natuurlik het regter Lamont, ek was die dag daar by die hof, toe die hofsaak aan die gang was oor Kieleboer. En Lamont het toe gesê, nee, dit moet nie aan mekaar gesing word nie, dit wel, ek weet nie precies, ek kan nie precies onthou sy uitspraak of wat sy motivering was nie, maar hy het gesê dit is haatspraak, sover ek onthou. Maar en toe van daaraf het dit toegeneem en daar was die verdere hofsaak gewees en wat nou is dit vryheid van spraak. Dus daar's een of ander plan agter hierdie liedjie wat deur die regters van die ANC howe, hulle is deel daarvan, hulle het besluit dit moet gesing word en nou word dit by Kleinfontein gesing en oral by sulke gebiede waar Afrikaners nou teenwoordig is. So dit is eintlik 'n klassieke soort volksmoordbeweging wat hier aan die gang is, as ons dit kan vergelyk met van die res van die wêreld. Mense het verwys altyd na die 30er jare was daar die Kristallnacht in Duitsland toe van die ondersteuners van die Hitlerse party, die NSDAP, het mos die ruite van Joodse winkels stuk ingeslaan. Maar hierdie is iets van dieselfde ding wat aan die gang is. Nou die vraag is of ons dit moet verder verdra, moet toelaat. Ja, ek dink die media sê ons moet. Hulle sê dis 'n
apartheidsliedjie of 'n anti-apartheidsliedjie wat dit nog nooit was nie. Want dit was ongekend voor 90 gewees. Onder die ou regering was dit heeltemal ongekend. Ek het dosyne radikale linkses geken destyds toe ek 'n student was. Ek was seker een van die heel eerste mense wat Winnie Mandela aangehoor het. Toe sy hier in Johannesburg kom praat het, toe was hy nog ingeperk. Niemand het ooit, daar was nooit sprake van so 'n liedjie gewees nie. Dit het begin met Pieter Mokaba, maar dis hier van die vroeë 2000s af opgeneem en van daar af het dit begin opbou. Nou ek dink ons kan, dis belangrik om hierdie liedjie te stuit. Al sê die Grondwethof nou wat ook al, daar so in Braamfontein by Constitutional Hill, soos hulle dit noem, wat in elk geval 'n soort plakkerskamp is, wat daar's 'n klomp plakkers wat daar bly ook, en daar slaap en wat ook al, en die hele gebou val uit mekaar. Dit was seker 'n tender gewees, wat een of ander tenderpreneur in die gebou gebou, en dis glad nie goed gedoen nie. Maar ek het 'n paar idees oor hoe ons hierdie ding kan stuit. Ek is net op die oomblik 'n bietjie besig met 'n paar ander dinge, maar ek dink binne die volgende paar weke moet ons 'n plan maak, en ons moet hierdie liedjie nou finaal in sy spore stuit, en nie meer aan die EFF en al die boerehaters en vyande van die Afrikaner in die land, en dit sluit Adrian Basson en News24 en 'n klomp van hierdie Engelse joernaliste in ons land in. Ons moet hulle nie langer die satisfaksie gee dat ons magteloos staan en toekyk hoe hierdie morone van die EFF opgesweep word en sing, en saam met Karel Neas en wie ook al, sing dat hulle boere wil doodmaak nie. Dis maar al wat ek vanaand vir u wil oordra. En as jy tot hier geluister het, nog nie op die kanaal ingeteken is, maak gerus so. En ons gaan nog baie interessante gesprekke op hierdie kanaal voer. Ek sal ook die tweede helfte van my gesprek met Davie Rood oor die grondkwessie sal ek binnekort oplaai. Tot dan, totsiens.